Kom ons buig ons hoofde en gaan ons uit saam bid. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid vandag. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees. Heilige Gees, ons vra dat U sal beweeg in ons midde, dat elke hart en elke gedagte sal oop wees om te ontvang woorde wat van U afkom, sodat ons kan getransformeer word om te word in die beeld wat U ons wil maak. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Welkom allemaal. My titel vanoggend is Aktiveer die wette van die Gees. Aktiveer die wette van die Gees. En ek wil oopmaak by Romeine hoofstuk 8. Waar hy praat oor die Geeswet en ons wil 'n bietjie in detail daarna kyk. Romeine 8 vers 1 en 2 sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vry gemaak van die wet van die sonde en die dood. So ons wil net eers hier stil staan en kyk hierna dat hier word gepraat van geestelike wette. En geestelike wette is dinge wat soos 'n kragveld is, wat in werking kom in jou lewe. Daai kragveld kan of vir jou of teen jou wees. En mense sal baie keer sê, maar alles wat ek doen flop. Alles wat ek doen werk nie uit nie. Of jy kan sien, maar iemand alles wat hy doen werk. Jy weet, dit is 'n refleksie van geeswette. As die verkeerde geeswet in werking is in jou liggaam, dan gaan alles begin flop een na die ander. Niks van eenvoudig uitwerk nie, want daar's 'n verkeerde geeswet teenwoordig, wat teen jou werk. En as alles vloei in jou rigting, dan kan dit wees dat dit die regte geeswet is wat aan die werk is. Nou praat hy van twee geeswette. Hy sê die wet van die sonde en die dood. Dis nie 'n goeie een nie. Wet van die sonde en die dood. So dit is 'n wet wat vloek bring, vernietiging, verlies ensovoorts. En dit is die wet waaraan die wêreld outomaties uitgelewer is. Elke persoon wat nie wedergebore is, die gaan uitgelewer word aan hierdie wet. Maar ook elke Christene kan aan hierdie wet uitgelewer word. Die wet van die sonde en die dood, as hulle nie die ander wet aktiveer nie. As hulle nie doeners van die woord is nie. Dan sê hy hierso, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus. So 2 keer sê hy, in Christus Jesus. In Christus Jesus. So een van die beginsels om die wet van die Gees, van die lewe te aktiveer, dat jy moet bewus wees wat dit beteken om in Christus te wees, en dat jy dit moet aktiveer in jou lewe. Nou, kom ons blaai na Johannes 15. Na Johannes 15 waar hy daarvan praat. So in Johannes 15 praat Jesus van om in hom te wees. Johannes 15 van vers 1 af. Ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds skoon deur die woord wat ek met julle gespreek het. So, om jou skoon te maak, gebruik hy sy woord. Nee, die woord word gestuur om jou op te bou, te stig, ensovoorts. Bly in my, soos ek in julle. Nou daar is hy. Daar is die vers wat ons gesoek het. Bly in my, soos ek in julle. So hy het gesê, die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus. Nie sê hy, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, as julle ook nie in my, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. So ons moet sorg dat ons in hom bly. Ons moet in hom wees en in hom bly. Nou wil ons kyk, wat beteken dit om in hom te bly en wat moet ons doen om in hom te bly? Kom ons lees verder. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand. So ons sien dat, oomblik as jy nie in hom bly nie, al is jy 'n Christen, gaan jy nie redding ervaar nie. Jy gaan nie redding ervaar nie. Redding is die wet van die Gees, van die lewe in Christus, is die wet van redding. Dit is die wet van redding. So Jesus het gekom om die wêreld te red. Nie net wedergebore te maak nie, maar te red, sodat ons kan leef op 'n vlak hoër as hierdie wêreld. Sodat ons kan leef op 'n vlak waar die wêreld nie oor ons heers nie, maar ons kan in posisie van heerskappy kom. Nou sê hy verder vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle,
sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. So hy gee vir ons nou verdere informasie. So hierso sê hy ons sy woorde moet in ons bly. Spesifiek, God het nie toe hy die aarde geskep het gesê alles wees en alles was nie. Dan sou Genesis 1 baie kort gewees het, nee, wat het hy gesê? Hy het gesê lig wees, plante wees, hy was spesifiek. As iemand sê ek staan in geloof, sê dit maar iemand het 'n probleem in hulle lewe. En hulle, jy weet, 'n probleem in hulle finansies, of 'n probleem in hulle gesondheid, of enige ander deel van hulle liggaam. En dan, Christen, ons praat met sê, man, ek staan in geloof, dat het beter sal gaan. Maar nie altyd praat mense die waarheid as hulle dit sê nie. Dit raak 'n sê ding. Want daai persoon is nie aktief in hulle geloof nie. Hulle sê ek staan in geloof, maar wat doen hulle? Mediteer hulle die woord in daai area? Watter woord staan hulle op? Spreek hulle die woord? Om te sê ek staan in geloof, maar jy mediteer nie die woord nie, jy spreek nie die woord nie, jy het nie 'n spesifieke woord nie, dan lieg jy. Jy kan nie in geloof staan sonder die woord nie. Want geloof kom uit die gehoor en gehoor in die woord van God. Nee. So ek kan nie sê, maar ek staan in geloof my gesondheid, maar jy het nie eens 'n skrif waarop jy staan nie, jy mediteer nie daai skrif nie, jy spreek hom ook nie uit nie. Dan staan jy nie in geloof nie. Jy het 'n godsdienstige sê ding nou beet gekry, dis al. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in die liefde van my. As julle my woord bewaar, sal julle in my liefde bly. Nou goed, so hier gee hy vir ons nou verder openbaring oor wat dit beteken om in hom te wees. Dit beteken om in sy liefde te wees. In sy liefde te bly. Bly in die liefde van my. En ons het reeds baie keer daarna gekyk in ons gemeente. Kom ons gaan weer eens na 1 Johannes 4 toe. Waar Johannes dit verder uitbrei. En hy sê daar in 1 Johannes 4 vers 14, vanaf vers 14. En ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader, die Seun, as redder van die wêreld gestuur het. Dis amazing. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons sê die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite of uit, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Geregtigheid is 'n liefdesgeskenk van God af. Nee. So vir my om hierdie geeswet te aktiveer, geeswette word geaktiveer deur jou gedagtes. Dit het ons nou al telke male gesien, daai selfde Romeine 8 vers 5 en 6 sê vir ons net 2 verse verder, want die wat in die vlees is, bedink vleeslike dinge, die wat in die gees is, bedink geestelike dinge. Dis so eenvoudig dit is. Hoe weet ek of ek in die vlees of in die gees wandel? Kyk wat my gedagtes doen. So, om in hom te wees, het te doen met my gedagtes. Om in sy liefde te bly, het te doen met my gedagtes. Waar bly ek in sy liefde? In my gedagtes. Want ek het die liefde, ons het die liefde, hy sê, so ons het die liefde wat God tot ons het, 2 dinge mee gedoen, leer ken en geglo. Waar leer ken jy iets? In jou gedagtes. Jy oordink dit en jy glo dit. Jou meditasie moet, die denke wat jy dink, die meditasie in jou gedagtes, moet in hierdie rigting beweeg. Dat God is lief vir my. Hy is so lief vir my, dat hy my nie siek sal los nie, hy sal my nie arm los nie, hy sal my nie onbeskermd los nie. Hy is my beskermer, hy is my voorsiener, en hy is my geneeser. Amen. So die oomblik as ek in lyn daarmee dink, want ek kan niks ontvang, God se vloei is die vloei van geloof. Nee, ek kan niks ontvang van hom sonder geloof nie. So as ek nie geloof het,
dat hy my geneeser is nie, gaan ek nie genesing ontvang van hom af nie. Want ek blok dit self. As ek nie geloof het, dat hy my voorsiener is nie, gaan ek nie voorsiening ontvang van hom nie, want ek blok dit self. Ek laat my eie menslike redenasie en my denke oorskry dit wat hy sê. Hy sê, ek voorsien in al jou behoeftes, na my rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. En dan begin jy redeneer, jy sê, maar hoe kan dit wees? En hoe gaan hy dit doen? Dink ek moet so 'n lening probeer kry. Jy verstaan? Nie dat 'n lening verkeerd is nie, maar dit is nie die hoogste vloei wat hy vir jou het nie, né? Teruggaan na Romeine 8, kom ons lees eens weer Romeine 8 vers 1 en 2, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So daai wet gaan twee kante doen, as jy ander mense veroordeel, dan gaan jy veroordeling ervaar. As jy ander mense oordeel, dan gaan jy geoordeel word. Noemlik as jy iemand oordeel, dan nooi jy die wette van die gees uit, om jou te oordeel in daai area. Wie vind ek dink dis 'n goeie idee? Dis 'n beter idee en oordeel nie. En jy sal nie geoordeel word nie. Hoe maklik oordeel ons mense, né? En op oomblik as ons dit doen, dan is daar geeswette wat ons teen onsself in werking stel. Ons oordeel iemand, en nou gaan ons geoordeel word. So as ek in my gees, as ek wil volkome vergifnis ervaar, dan moet ek volkome vergifnis gee. Ek moet dit kan gee. As die vergifnis wat ek gee nie volkome is nie, maar voorwaardelik en gedeeltelik, dan gaan die vergifnis wat ek ontvang voorwaardelik en gedeeltelik wees. Kan julle sien? So ek moet volkome vergewe. Dis geeswette. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit beteken die wat reg dink. Die wat hulle denke, jou denke, as jy kyk na die mens, jy is 'n gees, nee? Jy woon in 'n liggaam, jy is 'n drieledige wees, 'n liggaam, siel en gees. Nou jy is ook 'n tempel, die tempel van die Heilige Gees. So jy kan vergelyk dat die liggaam soos die voorhof, die siel is die heilige, en jou gees is die allerheiligste. Nee, ons kan daai vergelyking stel. So as ons sê die siel is die heilige, wat gebeur in jou siel? Jou gedagtes. So jy moet jou gedagtes heilig kry. Wat beteken heilig? Afgesonder vir God. Jy dink sy gedagte. Jy versaak jou eie gedagte, jou eie redenasies. Jy versaak dit en jy begin dat die woord. Hy sê in Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So ons moet sy gedagtes vat, en dis in sy woord. Kom ons kyk na Galasiërs, of kom ons kyk eens na Hebreërs 10. Hebreërs 10, lees weer daai bekende deeltjie van vers 1 af tot vers 10. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Nou dis die punt waar ons wil kom. Ons wil kom op daai punt van geen bewussyn meer van sondes nie. Ons wil nie 'n sondebewustheid hê nie. 'n Sondebewustheid is weens 'n onvoldoende offer. So as jy sondebewustheid aankweek in jou lewe, dan sê in effek jy beskou die offer van Jesus as onvoldoende. En die offer van Jesus is nie onvoldoende nie. Dis voldoende. Hy het homself gegee. Hy sê so verder aan vers 9, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil, die wil van God, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Eenmalig. Dit was 'n groot genoeg offer. Dit wat sê Galasiërs 1 vers 3 en 4, dit is hy het homself gegee vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Hier is sy wil, maar jy moet sy wil aangryp, sy wil vat en sê, yes Lord, u wil is my wil. Ek wil om uitgered te wees uit die teenwoordige bose wêreld. Ek wil wat u wil. En u wil is redding, redding van siekte, redding van gebrek, redding in elke area van my lewe. U wil is my wil.
Ek vat u wil as my wil. Ek weier om siek te wees. Ek weier om gebrek te hê. Ek weier om my gedagtes af te staan aan iets minder as u woord. Amen. Nou Romeine 12 natuurlik, praat daarvan. Ons gaan terug na Romeine 12 toe, vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God, dat julle julle liggaam bestel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. So my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, so ek doen met my liggaam wat God sê, ek moet my liggaam doen. Nie wat die wêreld sê, nie wat my liggaam wil doen nie, maar wat God sê. Amen. My liggaam behoort aan hom. En omdat my liggaam aan hom behoort, moet my liggaam nie siek wees in die eerste plek nie. Niks wat in die Here behoort moet siek wees nie. Amen. En ek moet my liggaam respekteer, want my liggaam behoort aan hom. My liggaam moet opgepas word, versorg word, ensovoorts, want dit is 'n heilige ding. Dan sê hy verder, hy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, nou gaan hy van die liggaam na die sielsdimensie toe, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. So ek sal net God se wil kan smaak, so ek sal net sy goeie wil kan smaak, as ek verander word. Die probleem is nie by God nie, maar by my, by die ontvanger, nie by die gewer nie. Die gewer is volmaak, maar ek moet leer om te ontvang. Ek moet totaal my denke rondom finansies totaal verander. Ek moet rondom my kyk en sê, dit wat ek tans ervaar in my finansies, ervaar ek nie weens omstandighede nie, maar weens my denke. Nou die mense like om dit te hoor, hulle sê nee, as die omstandighede beter was, en ek so 'n bietjie meer lak gehad het, dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan ook nie oor lak nie, dit gaan oor hoe jy dink. Jy sien dit is 'n moeilike boodskap vir die wêreld, want die wêreld wil nooit enige verantwoordelikheid op hulle self vat. Hulle soek 'n God wat al die verantwoordelikheid dra. Hy het besluit, God het besluit. Nee, maar God, daar's baie besluite wat God nie neem nie. Hy gee die besluit vir my en vir jou om te neem. Jy besluit wat dink jy, nie God nie. God het die mag om jou vandag huis toe te vat, hemel toe te vat. Maar het nie die autoriteit nie. Jy het die autoriteit. Hy het dit vir jou gegee. Jesus was 'n voorbeeld daarvan. Hy het gesê, my lewe is myne, om dit op te neem of af te lê. En hy het uiteindelik op die kruis gesê, ek gee my gees oor aan U. Mense gaan dood, en dit is 'n baie, die lering is, elke net 'n tyd om te sterf. Het staan nie in die woord nie. Dit is baie gerieflik, want die oomblik as ons daai glo, is dit nou vult, maak nie saak wat gebeur het nie. Die dokter hou daarvan, want maak nie saak hoe hy droog gemaak het as 'n dokter nie, dit was my ou se tyd gewees om te sterf. Is jy met my? En dit is ongerieflik om te dink, weet jy, die ou kon langer geleef het, as ander besluite geneem was, ander woorde gesê was, ander dinge gedoen was, is jy met my? As daar meer lig was, maar dit is waar, daar is nie iets soos 'n tyd wat die Here besluit, die Here besluit, ag ek gaan nou nie 'n blommetjie pluk nie, dis nie waar nie, baie gerieflik, is nou valt, niemand se skuld nie, maar dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, jy het autoriteit. Paulus het dit ook gesê. Hy het gesê, ek is in 'n stryd tussen twee. Hy sê, vir my is dit beter om heen te gaan, want dis vir my groter wins. En wat ek gaan doen, is ek nog nie heeltemal seker nie. Ek dink ek sal bietjie langer bly, terwille van julle. Nou dink jy, hy is bietjie cheeky, wat maak? Hy het die openbaring gehad, my lewe is myne, om op te neem, af te lê. Die Here gee sekere gesag oor aan ons, as 'n kind van hom, of as die kerk. En nou vat ons nie ons gesag nie, en ons sê net alles wat gebeur is die wil van die Here. Jy sien, dit is nie reg nie. As jy weet, jou lewe is klaar gelewe, en jy is nou moeg vir die aarde, dan kan jy gaan. Maar Psalm 91 sê, ek sal jou versadig met 'n lang lewe. Dat beteken, as jy nog nie versadig is nie, lewe nog 'n bietjie. Jy moet lewe tot jy versadig is. Amen. Jy moet jou kleinkinders sien, jy moet versadig raak. Dan kan jy gaan. Amen. En dan gaan jy op jou terme. Nie op die duiwel, jy word nie gevat nie, jy word nie gesteel nie. Amen. Jy het die gesag. Ons moet hierdie standaard daar stel. Ons moet dit, as ons dit gaan preek nie, hoe gaan ons oor daar uitkom? Dit is die wil van die Vader. Nou kyk na, soos het nou gesê, Romeine 12:2,
word verander deur die vernuwing van julle denke, né? Dis sy woord metamorfose, en dadelik dink ons terug in Romeine 8, vers 5 en 6, wat sê, dat die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. En ons weet ook, jy kan nie een gedagte verplaas met 'n ander gedagte nie. Jy moet dit antwoord. 2 Korintiërs 10 sê vir ons, ons moet elke gedagte gevange neem. Tot gehoorsaamheid aan die gesalfde een en aan sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. So Dawid het na Goliat gekyk, dat 'n gedagte gekom, dat die ou is nogal fris hoor. Daar kom 'n gedagte, die ou hy gaan my breek, né? Maar Dawid het hom opgeweeg teen die lasverwyderende, juk-vernietigende krag van God. Hy het gesê, hierdie is 'n las, hierdie is 'n juk, en ek is gesalf met lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Jesus se fokus was nie die kruis nie. Dit staan ook in Romeine 12, in Hebreërs 12, kyk mooi. Sy fokus was nie die kruis nie. En dis hoe hy die kruis kon deurstaan. Vers 2 van Hebreërs 12, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Daai woorde beteken initieerder en die finale afronder. Dit is 'n meer akkurate vertaling. Hy is die initieerder van ons geloof, en hy is die iemand ons geloof finaal afrond. Ons geloof is jou kosbaarste besitting wat jy het. Dit is belangriker as jou beursie, dit is belangriker as jou selfoon, of jou laptop, of enigiets wat jy het, is jou geloof. En dit is 'n ding wat niemand van jou kan, die duiwel kan nie jou geloof steel nie. Hy sal probeer, maar jy hoef dit nie toe te laat nie, né? En jou geloof kan soos 'n instrument word in jou hande, waarmee jy enigiets kan regkry. Deur geloof kan jy vir jou finansies transformeer. Jy onherkenbaar word. Deur geloof kan jy jou liggaam transformeer. Deur geloof kan jy jou verhoudings, jou huwelik transformeer. Amen. Maar vir geloof is onder andere 'n verwagting. Toets jouself bietjie daaraan. As jy gewoonlik in die oggend as jy opstaan 'n pyn kry, wat gebeur na 'n ruk? Jy verwag die pyn. Die pyn kom ons altyd in die oggend. Nou geloof verwag nie die pyn nie. Jy moet nou mooi hoor. As jy in geloof staan, verwag jy nie meer die pyn nie. Amen. Of sê net maar alles gaan heeltyd verkeerd. Dan sê maar elke 3de week gaan iets verkeerd. Nou kom die 3de week en sê, dis nou weer die 3de week. Wat verwag jy? Wat is jou, so deel van geloof is verwagting. Kom ons meet onsself. Kom ons toets onsself bietjie. Kom ons word werklik. Kom ons word reël. Okay? Wat dink ek as ek in die kombuis staan? Wat dink ek as die rekeninge kom? Wat is my verwagting? Geloof verander my verwagting. Ek het skielik 'n ander verwagting. Maar jy sal sien, dit is nie altyd so maklik nie, want daai ou verwagting wil altyd oppop. Hy wil altyd daai ou verwagting. Ek verwag hierdie persoon gaan lelik wees met my. Ek verwag dit. Die persoon was so lank met my lelik gewees dat ek nou verwag hulle moet lelik wees met my. As ek in geloof wil staan vir die verhouding, dan moet ek 'n ander verwagting hê. As jy weet my, ek moet op 'n verwag die persoon gaan lelik wees. Al is hy of sy weer lelik. Okay? Ek moet my verwagting verander. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Sy oog was nie op die kruis nie. Sy oog was op die vreugde wat hom voorgehou het. Die kruis het hy net verdra. Dis hoe hy deur die kruis gegaan het. So ons kan dieselfde beginsel gebruik. Moet nooit as daar 'n probleem is wat voor jou staan, fokus op die probleem nie. Daar staan nie met sy oog gefestig op die kruis nie. Nee, daar staan wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. En wat is die vreugde wat hom voorgehou is? Om opgewek te word, sy posisie in te neem aan die regterkant van God en ons almal daar saam met hom te hê. Amen. Dit is waarop hy gefokus het. En daai vreugde, die vreugde om herstel te word in sy posisie en vir jou en my saam daar te hê. Dit was die fokus in sy denke. Hy het sy hele denke afgehaal van die kruis af. Afgehaal van dit wat hy ervaar daar en op daai ding gefokus. Daar so 'n liedjie wat gesing was, when he was on the cross, I was on his mind. En dit is so absoluut skriftuurlik as wat jy kan kry. Toe hy op die kruis was die kruis nie op sy gedagtes.
Amen. Dit sê dit onuithoudbaar gemaak. Toe hy op die kruis was jy op sy gedagtes. Ek was op sy gedagtes. Ons verheerlik saam met hom. So nou moet ons leer uit sy voorbeeld. As ek my finansies wil verander, dan kan ek nie die skuld op my gedagtes hê en die behoefte op my gedagte hê nie. Ek moet die deurbraak, die uiteindelike ding op my gedagte hê, die voorsiening. Ek het gegee, aan my sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp tot oorlopends te vol, sal die mense in my boesem gee. Dis waarop ek fokus. Ek fokus nie op die pyn in my liggaam nie. Ek ignoreer die pyn in my liggaam en ek fokus op die beeld. Nou, Romeine 15 vers 13. So ons het al reeds baie gelering gegee rondom Romeine 4, hè? Jy onthou Romeine 4 sê dat Abraham het teen hoop op hoop geglo volgens wat gesê was. En toe ons daai versie ontleed het ons gesien, hy praat van wat was gesê, soos die sterre aan die hemel en die sand in die seestrand. So, dis prentjies. So, het God gegaan en het prentjies gegee vir Abraham. Ons sien dieselfde in Jakob, waar hy by die bokke sit, en hy kry al die gespikkeldes, maar niemand is gespikkeld nie. Skelm ou Laban, né? Ou Laban sê, jy kan al die gespikkeldes kry, maar nie een is gespikkeld nie. Hulle het lam glad nie gespikkeld nie. En wat maak Jakob? Hy gaan sit by die waterbakke en hy sit populierlatte op en hy sny dit so vol spikkels. En hy kyk vir die bokke deur die populierlatte as hulle daar op die water. Hy verander sy innerlike beeld. Okay, so ons het geleer uit Romeine 4 dat die woord hoop in die Bybel is nie wat die wêreld as die woord hoop beskou nie. Die wêreld sê ek hoop die Springbokke wen. Maar wat hulle eintlik daarmee bedoel is wens. Dis nie hoop nie, dis wens, okay? Hoop is 'n baie sterker woord. Die Bybelse woord hoop is waar is jou innerlike beeld, jou innerlike fokus. Abraham moes sy hoop afhaal, die hoop waarteen hy oorgestaan het was sy eie liggaam. Die negativiteit van om 100 jaar oud te wees, né? En hoe gaan jy 'n kind kry op 100 jaar? Dit is onmoontlik. So hy moes wegkyk van die huidige realiteit. En hy moes kyk na 'n nuwe hoop. Nou, dit is wat Bybelse hoop beteken. Nou, as ons nou hier, nou kan ons met dit in gedagte, lees ons nou Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop, dis 'n titel nou, né? Daar is ook 'n vertaling wat sê die God van alle hoop, the God of all hope. Mense, daar bestaan nie iets soos valse hoop nie. Nie in die Bybelse sin nie. In die Bybelse sin is alle hoop waar. Alle hoop goed. As iemand se hoop steel, het hulle alles van hulle gesteel. As hy nie meer hoop het nie, dan het jy alles van hom gevat. Is jy met my? Jy moet hoop hê. Hy is die God van hoop. Alles begin by hoop. So wat is hoop? Hoop is om 'n innerlike prentjie te bou, gegrond op die beloftes. En ons gaan sien, dit is God se koninkryk stelsel, is die beloftes kardinaal. Ons moet altyd teruggaan, ons gaan nou kyk in 2 Petrus 1, wat julle al reeds ken, hè? Van die beloftes. Hy gee die beloftes, om jou deelgenoot te maak. So hoe gaan jy, ja ek staan in geloof. Mooi, waarop staan jy spesifiek? Ag, niks spesifiek nie. Jy staan nie in geloof en jy bluf jouself, man. Jy kan nie sê, ek staan in geloof, as jy nie eens kan sê, wat versie jy op staan nie. Want jy mag geloof hê, ja, maar jy is nie in jou geloof nie. Die feit dat jy 'n kar het, is goed. Maar wie vind julle is in jou kar op die oomblik? Nie een nie, julle is in die saal. So om geloof te aktiveer, moet ek in my geloof inklim en om begin werk. En om dit te doen, moet ek na die woord toe gaan, wat die probleem dek. Of dit nou finansies is, of dit nou my gesondheid is, of dit my verhoudings is. Ek moet na die woord toe gaan. Ek moet die woord ek moet my verneder voor die woord. As ek in die woord iets sien wat ek moet verander, dan beter ek dit verander. Ek moet bereid wees om anders te dink. As die woord vir my sê, dink anders, dan sê ek, amen. Ek dink nou anders. Ek leer myself anders dink. Is julle met my? Nou sê hy, mag die God van alle hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Die King James vertaling van daai versie sê, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Kan jy glo dat die Heilige Gees raak betrokke by jou interne prentjies? Dis wat hy daar sê. Die Heilige Gees raak betrokke by wat jy sien in die binnekant.
Sien jy jouself, die prentjie wat jy sien, is dit 'n prentjie waar die Heilige Gees betrokke by kan raak? Hy gaan nie betrokke raak by 'n prentjie van disaster en van negativiteit nie. Hy raak betrokke by die prentjie wat in jou is, wat uit sy woord uitkom. En sy woord sê, deur sy wonde is ek genees. So ek sien myself genees. Amen. Ek oefen dit. En dit word gebou in my. As ek myself werklik genees sien, dan begin ek 'n genesingsverwagting kry, né? Dis is toe ek my kuit seer gemaak het daar jare terug by die muurbal en ek skeer daai kuitspier en nou gaan ek vir fisio en na so 2 maande by die fisio, toe hinkepink ek nog steeds. En eendag toe kyk die fisio my so en sê vir my, jy kan nou maar reg loop, hoor. Jy kan nou maar reg loop, hoor. Sê ek dankie. Dat 'n punt gekom waar ek moes 'n besluit neem, ek gaan nou op 'n hinkepink. Ek gaan nou reg loop. Want daai besering het aan my kop ingekom. En nou beskerm ek daai ou beentjie van my. En ek moes op 'n stadium my beentjie ignoreer en reg loop. Dat daai les geld vir jou finansies. Dit geld vir elke aspek van hoe jy in geloof ontvang. Ek ontvang deur verwagting. Ek staan nie in geloof as my verwagting nie reg is. Oefen dit. Dit is interne krag, dit is geeswette, die wêreld weet hier niks van nie. Hulle is clueless. Die Here vertrou jou vandag met vertroulike inligting, inside information. Dis hoe die wêreld aan mekaar gesit is, dis hoe dit werk. Daar's 'n koninkryk in jou. Dit gaan oor jou vrede. Hy is die prins van vrede, die vredevors. Hy sê my vrede laat ek vir jou na. Bou vrede, moet geen gedagte aanvaar wat nie na vrede toe lei nie. Elke gedagte wat jou wegvat van vrede af, is van die vyand, guaranteed. Want hy is dan teenoorgesteld van die vredevors. Romeine 8 vers 24 sê, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? So, hy sê, met jou fisiese oë, mense sê, maar hoe kan jy sê, ek is gesond, as ek na jou lyf kyk, lyk hy nie gesond nie. Hoe kan jy sê, ek het 'n kar, as ek in jou garage kyk, is hy leeg? Hy sê, maar ons is gered in hoop. Ek sien die kar in my garage wat jy nie kan sien nie. Want ek het hoop. Ek het saad gesaai vir 'n kar. Ek vertrou die Here vir 'n goeie kar. Ek saai dit en nou sien ek daai kar in daai garage staan. Jy kan dit nie sien nie, my oë kan dit ook nie sien nie. Maar as my oor het gesien dat ek nie nodig om te hoop daarvoor nie, want dit is daar. As die kar daar staan in die garage, waarvoor hoop ek dan? Ek hoop niks nie, daar staan 'n kar. Maar ek moet juist hoop as daar nie 'n kar staan nie. As julle met my. Dis 'n geestelike beginsel. As my liggaam heeltemal gesond was, dan hoef ek nie te hoop vir gesondheid nie, want ek is gesond. Maar as daar 'n probleem met my liggaam is, dan kan ek begin hoop vir gesondheid. Ek kan begin 'n prentjie kry van 'n gesonde liggaam, 'n verwagting dat my liggaam sal reageer soos wat God my liggaam geskaap het om te reageer. Elke orgaan, elke weefsel in my liggaam, want my liggaam behoort aan die Here. Dit is 'n tempel van die Heilige Gees en geen siekte en geen gebrek is welkom in my liggaam nie. Amen. Ek sien dit. Okay, nou gaan ons na 2 Petrus 1 vers 1 tot 4. 2 Petrus. En jy moet jou gesag opneem. As jy is hier Openbaring kry, dat jy saam met hom opgewek is en saam met hom sit in hemelse plekke, dan beteken dit hy het jou in 'n posisie van gesag geplaas. Jy moet dit gebruik. As jy nie jou gesag gebruik nie, die Here het sekere dinge laat hy aan jou oor. As die duiwel jou garra en arrest, moenie bid dat die Here iets aan sal doen nie. Jy mors jou tyd. Dan jy net soos Paulus. Hy het ook gebid, hy het 'n demon gehad wat hom geplaai die hele tyd. En op 'n stadium te bid hy, Here, vat hierdie demon weg. En wat was die Here se antwoord? Paulus, die guns en die autoriteit wat ek vir jou gegee het, is genoeg, gebruik het. Maar nie vir my vra om iets te doen wat jy moet doen nie. Okay? Praat met die duiwel en jaag hom weg. Dit was sy antwoord. En dit vir my en jou ook. Ons moet daai gedagtes wat ons pla, antwoord dit. Identifiseer dit. Hierdie gedagtes lei my na ongelukkigheid toe. Hierdie gedagtes maak my bitter. Hierdie gedagtes maak my suur. Hierdie gedagtes maak my unhappy. Watter gedagtes is dit? Dis nie Here se gedagtes nie. Dis die vyand se gedagtes wat dit doen. Wat moet ek doen?
Antwoord dit. Sê nee, ek is die geseënde en die geneesde en die geliefde van my Vader. Geen wapen wat teen my gesmee word, sal suksesvol wees nie. Amen. Elke tong wat teen my opstaan in die gereg, sal weerlê word. Want dit is die erfdeel van die diensknegte van die Here. En hulle geregtigheid is uit my uit, sê die Here. 2 Petrus 1 vers 1, Simon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. So hy sê vir jou, hier's 'n groot openbaring. Jy en ek het dieselfde geloof as wat Petrus gekry het, as wat Paulus gekry het. Ons het dieselfde geloof. Ons het nie 'n mindere geloof omdat hy apostel was nie. Deur die geregtigheid. So daar begin dit klaar. My eerste openbaring is my openbaring van geregtigheid. Ek is die geregtigheid van God. God het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir my gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God in hom. Ek is nou sy geregtigheid. Van ons God en Redder, Jesus Christus, mag guns en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. So, hoe meer openbaringskennis ek kry, as dit ware openbaringskennis is, waaronder jy jouself blootstel, wat sal gebeur in jou lewe? Jou vrede gaan vermeerder. Jou vrede gaan vermeerder. Jy het nodig om lering te ontvang dat jou vrede meer kan word. Hoe meer jy kennis van God het, hoe meer word jou vrede. Amen. Hoe meer word jou vrede. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. In die koninkryk is alles wat ons nodig het, mense. Ons het niks van die wêreld nodig nie. Niks nie. Daar is nie verkeerd om die wêreld te gebruik nie. Miskien moet jou geloof nog groei, né? So jou geloof moet nog groei in 'n sekere area en jy het 'n pyn in jou lyf. Gaan kry 'n pynpil, dis okay. Daar's geen veroordeling nie, want jy gaan makliker deur 'n grootte wat die pyn bietjie minder is. Maar kom ons kom by die hoër vloei uit. Kom ons strek na die volgende level, waar ons met daai pyn praat en sê, pyn, jy stop nou in my lyf in die naam van Jesus. In either way is daar geen veroordeling. Dan is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Jy hoef nie veroordeel te voel as jy pyn het nie. Die duiwel is so naar. Hy sal vir jou probeer dat sleg voel omdat jy siek raak. En hy is die een wat jou siek gemaak het te begin weer. Amen. Hy sê, jy is 'n Christen, kom as jy siek. Antwoord dit. Hy het vir Jesus gesê, jy is die seun van God en daar's 'n storm wat jou boot aanval. Wat het Jesus gesê? Ek wonder. Nee, hy antwoord hom. Hy sê, sst, bly stil. Antwoord, leer om te antwoord. Hy sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk. Kyk, hy woord geskenk is baie belangrik. Dit is nie iets wat jy kan verdien nie. Maak nie saak hoeveel jy jou Bybel lees nie. Maak nie saak hoeveel jy bid nie. Dit is alles goeie dinge, né? Ek sê nie, jy moet nie jou Bybel lees nie. Maar dit gaan nie bepaal wat jy ontvang nie. Amen? Jy ontvang wat jy sy kind. That's it. Dit het gebeur op 1 sekonde. Nou moet jy net jou ontvangertjie skoon kry. Dis wat ons doen, ons denke te vernuwe, né? Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy waardeur hierdie einste beloftes, deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat jy die verdorwenheid, jy kan sê die vloek wat in die aarde gekom het, ontvlug. Jy kan die vloek ontvlug, mense, daar staan dit geskrywe. Jy kan die verdorwenheid ontsnap. Om die verdorwenheid te ontsnap en die vloek te ontvlug is dieselfde ding. Ons kan die vloek ontsnap. Maar die enigste manier dat ons dit gaan regkry, is ons gaan hierdie beloftes in ons monde sit, in ons harte inkry. Ons gaan in geloof kom. Ons gaan in ons geloof in beweeg en daar bly. Dit is wat Jesus kom een van die dae terug, is nie meer lank nie. En hy het gesê, sal ek nog werkende geloof kry? Nou kom ons maak seker, hy kry dit by ons. Ons gaan in ons geloof in. En in geloof gaan nie oor, hy sê, man, 'n mosterdsaadjie. 'n mosterdsaadjie. Begin net. Maak net jou mond oop en praat met die berg. Dan is jy in geloof. En dan aanvanklik lyk dit dalk of niks gebeur met die berg nie. Dis okay. Jy kan nie altyd sien wat agter die skerms in die gang is nie. Jy staan net. Jy staan. Amen. Jy soos die ou wat die storm kom teen hy huis aan en hy kon dit nie beweeg nie. Ek het 'n getuienis hoor van iemand wat so gestaan het en geloof verdink vir lang tyd en sê vir die Here, dit lyk of niks gebeur nie. Die Here sê vir haar, staan jy nog?
Sy sê, ja, ek staan nog. Hy sê, as jy ons reg, jy staan nog. Die storm is amper verby en jy staan nog. Jy uitlaas die storm. Staan net. Al wat ons hoef te doen. Ons gaan nie God se deel doen nie, ons doen ons deel. Ons deel is om te staan. Al wat ons doen, is sy die woord in ons monde, ons sit hom in ons hart en ons staan. Dis al. Hy doen die res. Jesaja 32 vers 17, the King James, and the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. So ons het laasweek gepraat oor, kom ons delf diep in ons openbaring van ons geregtigheid. Ons moet nommer 1 openbaring wat jy moet beskerm in jou lewe, is jou openbaring van jou geregtigheid. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy is die geregtigheid van God in Jesus. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan wees die geregtigheid van God in hom. Dis my so mooi in King James, 1 Petrus 2 vers 24, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we can be dead to sin and be alive unto righteousness. By whose stripes we are healed. Ek is dood vir die sonde. Ek is lewendig vir geregtigheid. Hy het in sy eie lyf jou sonde gedra op daai hout, sodat jy dood kan wees vir die sonde. Vat dit net. In Jesaja 54, dit is laasweek ook gelees, ek wil net vers 14 in die Amplified vertaling lees. Hy sê daar, you shall establish yourself in righteousness. Wie moet dit doen? O, Here, help my. Nee, you shall establish yourself in righteousness. Hoe doen jy dit? Jy mediteer daarop, jy spreek dit, en jy verwerp elke gedagte teenoorgestel. Elke gedagte wat jou weglei van volmaaktheid, van jou volmaakte toestand in Christus, moet verwerp word. Amen? Elke gedagte van ontoereikendheid moet verwerp. Elke gedagte van te min, te kort, nie goed genoeg nie, moet verwerp word. 'n swak selfbeeld is te wyte aan 'n gebrek aan openbaring van geregtigheid. Want in Christus moet ons elkeen 'n uitstekende selfbeeld hê. Ons moet die selfbeeld van Christus hê. Ons moet dit ontwikkel. Ek staan volmaak. Wanneer ek kan staan voor die duiwel en ek bestraf hom, vanuit watter posisie moet ek dit doen? Volmaaktheid. Die volmaakte geregtigheid van God. Dis of God homself bestraf. You shall establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. Hy sê hom so mooi. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear being established in righteousness. Nou so daar's twee dinge wat die Bybel, wat ons nou vandag gelees het, wat vrees uitbrei. Liefde en geregtigheid. Maar sien, die twee gaan eintlik saam, né? Want om in sy liefde te bly, beteken ek glo sy liefde vir my, ek vat dit, ek hou dit in my gedagtes, en ek glo my geregtigheid, want sy geregtigheid is 'n liefdesgeskenk. Die geskenk van liefde is geregtigheid. Hy het dit vir my geskenk. Hy het my volmaak kom maak, dat ek vir ewig by hom kan wees, dat ek saam met hom kan sit in hemelse plekke, en dat hy van nou af vir altyd sy goedheid aan my kan wys. Dis amazing. Hy wil van nou af vir ewig sy goedheid aan jou wys. Alles wat in die hemel aan jou behoort nou klaar aan jou. Nou wat sukkel jy so? Hou op sukkel. Alles wat in die hemel aan ons behoort nou aan ons. Jy sien, as jy bly raak daaroor, en vreugde kry daaroor, dan is jy in geloof. Jy raak jou vlak van vreugde, en jou vlak van vrede, dui aan wat is jou vlak van geloof. Dis nie met 'n teorie vir jou, of 'n doktrin, of so iets nie, dis nou werklikheid, dis waar ons volkom. Hy sê, for you shall be far from even the thought of oppression or destruction, for you shall not fear, being established in righteousness, and from terror, for it shall not come near you. Near who? Wie kom terror nie naby nie? Die ou wat established is in righteousness. Amen. En established is in God se liefde vir my. Ek is in hom, en hy is in my. Sy woord is in my,
maar ook die bewussyn van sy liefde vir my is in my. En as die bewussyn van sy liefde vir my in my bly, en sy woorde bly in my, kan ek vra net wat ek wil, en ek sal dit kry. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woord. Ek bid dit geseël word in elkeen van ons harte. Vader, mag ons wat hier is, dit hoor, dit gryp, dit aanneem en doeners daarvan wees. Dat ons dit demonstreer in hierdie aarde, want dit is u wil, Vader, dat u goedheid en u guns gedemonstreer word in hierdie aarde vir elke mens om te sien. En mag u ons gebruik, mag ons bruikbare instrumente wees, wat u krag demonstreer, wat u goedheid demonstreer, wat u liefde demonstreer. In Jesus naam. Amen. Halleluja.